Daar sê, terwyl ons blaai na 2 Korintiërs hoofstuk 4, daar in my Bybel, my 83 vertaling, bladsy 236 in die Nuwe Testament, 2 Korintiërs hoofstuk 4, net seker maak, lyk my al die liggies is aan, so ek is aan hier voor, wil ek net sê, dan weer eens, ook net, dit is regtig, inderdaad, ek beloof, dit is vir my so 'n groot voorreg, om hier voor te mag wees vanoggend, en die voorreg te mag hê, want dit bly 'n voorreg, om ook so die woord van die Here, vanoggend te kan kom deel. En dit is natuurlik nie net vir ons, wat vanoggend fisies hier teenwoordig is, in die kerkgebou nie, maar ook vir ons aanlyn mense wat by die huis ingeskakel is. So 'n hartlike goeiemôre aan julle ook weer, en daar is 'n paar getroue, ek wil nie sê gemeentelede nie, maar wat sou mense sê, aanlyn, is ook nie lidmate nie, ons moet nog 'n woord uitdink vir hulle, maar kom ek sê geestelike familielede, ja, dis dalk 'n goeie ene, wat aanlyn gereeld ingeskakel is, elke Sondag. So 'n spesiale woord van welkom aan julle, en dan ook ons nuwe aanlyn gemeente, of geestelike familielede. Nou, ek wil net vanoggend sê, die feit dat ek hier voor staan vandag, behalwe dat dit vir my 'n groot voorreg is eintlik 'n praktiese toepassing of 'n eerstehandse voorbeeld van die boodskap wat ek glo die Here vanoggend met ons wil kom deel uit sy woord. Nou, hoekom sê ek so? Want dit is mos nou maar so, dis daai tyd van die jaar, dis winter, dit is nou die hartjie van winter, dis Julie, en dan is daar mos maar ou meer goedjies in die lug, in omloop, en meer mense wat nies en hoes en proes. Nou so, ek weet nou nog nie presies, mense sal dit ook nooit weet nie, by wie ek nou hierdie, ek wil nie sê dis 'n geskenk nie, dit is nie 'n lekker geskenkie, maar by wie ek hierdie iets gekry het, en dit is nou 'n kopverkoue, borsverkoue ding. So, ja, so die feit dat ek vanoggend hier voor staan, is uit daai hele paar mense wat spesifiek vir my intree en bid op hierdie oomblik, en vir hulle sê ek baie dankie, hou aan, want ons is nog nie klaar met die preek nie, maar ja, so ek het baie pille vanoggend gedrink om op te droog, my mond is skoon droog, verskoon maar as ek meer water vanoggend drink, maar daai opdroogpille maak nie net jou neus droog nie, hy maak jou mond ook droog, en my ore is so toe, klink of die mense daar ver met my praat, so, maar ek is hier vanoggend, so dit is, julle gaan nou verstaan hoekom ek dit sê. Vanoggend is ek 'n lewende voorbeeld van hierdie stikkende kleipot. So vanoggend staan ek vir julle letterlik as 'n stikkende kleipot, as 'n siek kleipot. Maar die Here se krag oortref alles. Nou, ons gaan nou daarby kom, so hou net daarso oop, of sit 'n boekmerkie daarso in, dan gaan ons terugkom na daardie gedeelte toe. Val hy. Ek het my sakdoek ook, as ek hom dalk gaan nodig kry. Nou, gelukkig kon ek vanoggend, toe ek hier in die kerksaal, daar agter instap, toe gelukkig, soos voorsien die Here ook. Toe, ongelukkig toe onthou ek het nou eintlik vergeet om 'n bruin papiersak of 'n bruin inkopiesak by die huis te gaan probeer uitkrap daar in die kas. Want soos ek sê, die pille maak 'n mens se kop mos maar 'n bietjie plat en laat jou dinge vergeet. So dis nou die ongelukkige deel, maar gelukkig toe ek nou vanoggend die instap in die saal en ek kyk so 'n bietjie daar agter, moet bely Andrei, vergewe my, ek gaan hom vir jou teruggee. Toe genadiglik is daar so 'n bruin inkopiesak. Nou hierdie is nie 'n spaarsak nie, dit is 'n wat is dit? So lyk soos 'n een of ander Otto by of so. Dis Continental Otto by sak. Okay, maar dit is 'n bruin inkopiesak. En ek dink baie van julle sal hierdie so 'n tipe bruin inkopiesak herken. Baie van julle het teen een van hulle
by die huis. Dalk nou nie 'n Continental, Otto, wat ook al, so 'n papiersak nie. Maar ek dink baie meer bekend is daai Brein Spar inkopiesakke, nê. Ons gebruik hulle ook dan net so tussen hakkies, as julle dalk van hulle by die huis het, en julle weet nie wat om met hulle te doen nie, of hulle dalk weggooi, en hulle is heel bygesê, bring hom gerus kerk toe, ons gebruik hulle hier, en ons gebruik hulle daardie Brein Spar sakke, om dan nou juist vir ons barmhartigheidsbediening mense, of soos ons maar hier onder mekaar in die leierskap, maar gewoonlik van hulle praat, daardie mense praat ons sopkombuis mense, wat ook deel is van ons gemeente. Ek sien hulle absoluut ook as deel van ons gemeente, hulle is net op 'n ander dag en op 'n ander tyd hier by ons. So ons gebruik dan nou daardie Brein inkopiesakke om vir hulle kos wat ons dan nou as donasies en skenkings kry, elke week dit so mooi vir hulle in te pak. En julle kan gerus, ek gaan dit nog doen, 'n foto of 2 deel, hoe mooi dit lyk. As daardie sparsakke so 'n paar rye so uitgepak staan daar in die saal, op 'n Woensdag en 'n Donderdag, ons wonderlike barmhartigheidsspan wat dit so mooi inpak, ons vrywilligers, hulle weet wie hulle is engele uit die hemel uit, en dan staan die sakke so gepak met die goedjies wat die Here vir ons voorsien. So ja, ons gebruik dit ook hier by ons. Maar as julle nou moet so 'n bietjie dink oor hierdie Brein papiersak, watter winkel dit nou ook al is, dit maak nie saak nie. Dan sou 'n mens nou maar dink, as jy so na hom kyk, wel, ek weet nie wat hulle deesdae kos nie, want ek het baie lanklaas een van hulle gekoop. Ons het maar daai materiaalsakke wat ons maar probeer onthou, partykeer dan meeste van die tyd. En hulle is ook nou nie seker die mooiste sakke wat daar is nie. Ek bedoel, dink aan vir jouself, sê nou maar jy het nou hierdie pragtige juweliersware stukkie, sê nou maar jy het hierdie ring, of het jy die mooi hangertjie, of die armbandjie, wat jy nou vir 'n spesiale vrou in jou lewe wil koop byvoorbeeld. Ek dink nie jy gaan eers na die kas toe stap en so Brein papiersak uithaal nie, nê. Dan sit jy hom hier binne in, hierdie pragtige ring, dalk jou verloofring wat jy vir jou verloofde wil gee, sit hom daarin, dan sê jy, liefie, ek het vir jou, hierso is vir jou ietsie. Bedoel, sy gaan jou, goed, sy gaan dan, sy gaan hom dalk daar een kant neersit en sê, ek sal maar later kyk. Min belangstelling, want ek bedoel, dis my net 'n ou Brein papiersak, I mean, really. Jy gaan mos nou, as jy iets kosbaars het of mooi het, soos 'n diamantring, of 'n goue hangertjie, of 'n goue horlosie dalk vir 'n man, gaan jy mos nou in 'n mooi houertjie sit, of in 'n mooi geskenksak, of jy gaan hom met 'n lint mooi maak, en allerhande goedjies, dan gaan jy hom so sê, hierso, daar, jy gaan hom mos nou mooi verpak. Of is ek verkeerd? Is ek nou die enigste wat dit sal doen? Sal julle dit dan ook so doen? Ja, hopelik. Daar's darm 'n paar koppe wat skit. Inderdaad. Want dit is maar hoe 'n mens groot gemaak word. Dit is jou verwysingsraamwerk. As jy iets kosbaars het, dan sal jy dit mos nou probeer om dit in iets so kosbaar moontlik wat jy kan bekostig, om dit in iets moois te verpak, of selfs net 'n verjaarsdagpresent of so. Jy sal dit mos in 'n mooi pakkie sit met 'n mooi lyntjie of so, en dan vir daardie persoon gee. Dis hoe 'n mens groot word. Maar vanoggend se boodskap handel juis oor hierdie gewone, eintlik nie so mooi inkopie papiersak, as ons dit so kan stel. Vanoggend se gedeelte is dan nou ook daarop van toepassing. Nou, hoe kom die twee dan nou by mekaar uit? Hou net eers dan nou hierdie papiersak, hierdie breinsak in jou agterkop, en dan lees ons, wat sê Paulus as hy skryf hierso aan die Korintiërs. In 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 7. Ons, en as hy praat van ons, dan praat hy van ons wat kinders van God is, ons wat Christen is, ons wat volgelinge van Jesus is, wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte, wat maklik breek. Die krag wat alles oortref,
kom dus van God af en nie van ons nie. Ons gaan net eers daar stop, ons gaan nou dalk, daar tyd is na die ander versies, paar versies gaan gou lees. Maar hoor dit weer, ons wat 'n skat in ons het, hierdie skat, is maar kleipotte, wat maklik breek, want die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons af nie. So met ander woorde, kom ons dink gou net vir 'n oomblik. Ons het nou vir mekaar gesê, maar jou logiese ding om te doen as jy iets kosbaars het, dan sit jy dit ook in iets kosbaar. Of selfs as jy sê net maar 'n goue horlosie het wat jy iewers wil bære by die huis, dan gaan jy net in iets sit wat weet die moeite werd is, soos 'n kluis wat sterk is en wat verseker is en wat jy nie maklik na toe kan toegang kry nie, nê. Maar vanoggend se boodskap, glo ek wil die Here vir ons kom sê, God werk eintlik andersom. Nie letterlik soos met die papier, met die inkopies wat ons nou gaan winkel toe gaan nie, maar as ons vanuit 'n geestelike oogpunt kyk na hoe God werk. Want soos ek nou net gesê het, eerstens hierdie bruin papiersak. Hy kos nie verskriklik baie nie. Hy is nie baie mooi nie, soos julle kan sien. En dan ook nog om daarbey, as dit sê net maar reën of hy val in die water, wat gebeur? Hy word nat en dan raak hy so pap. En dan gewoonlik dan skeer hy, dan is hy eintlik nie meer bruikbaar nie. Of sê net maar jy gaan nou winkel toe en jy het nou jou hele maand se inkopies wat ook nie deesdae meer so baie is en die pryse wat so styg, maar sê net maar jy het nou net een sak, so 'n papiersak. En jy wil nou al jou inkopies daarin pak. Swaar bottles de lot. En jy tel hom op. Wat gaan heel waarskynlik gebeur? Hy gaan skeer. Want hy kan nie al daai gewig dra nie. So 'n papiersak het 'n doel, het 'n nut, maar hy is nou nie verskriklik baie wonderlik nie. En dan nou as ons teruggaan na Paulus se tyd toe. Dis waar die dinge bymekaar kom in hierdie beeld. Paulus se tyd in die tyd van die Nuwe Testament. Het die mense natuurlik nou nie soos hierdie bruin papiersakke gehad nie, hulle het nie kartondose gehad nie, maar hulle het iets anders gebruik wat dan eintlik hulle bruin papiersakke van daardie tyd was. Selfs hulle kartondose van daardie tyd was. En dit was kleipotte gewees. Dalk het julle dit al gehoor. Maar hulle het kleipotte in die Bybelse tyd gebruik om dan, sê nou maar, hulle kruideniersware, as hulle nou winkel toe gestap het, daai tyd het hulle nog nie Spar of Checkers gehad nie, maar whatever, winkels, tipe van 'n markte, hulle daai tyd gehad het, en hulle so intoe gestap het, dan het hulle nie gesien, hier loop hulle met die papiersakke onder die arm, nou gaan hulle winkel toe nie, nee, hulle sou teen 'n hele paar kleipotte saam met hulle gevat het, onder die arm, dalk een op die kop, 2 onder die arms, dalk sou hulle 'n donkie of 'n kameel gehad het, wat ook 'n paar kleipotte, leerkleipotte gedra het, en dan so, en as hulle nou baie ryk of grand was, sou hulle dalk nog 'n waantjie gehad het, wat deur 'n kameel of deur 'n donkie getrek is, met 'n hele paar kleipotte op. En dan as hulle nou so na die mark toe gegaan het, en dan as hulle nou daar rondgestap en gesê, okay, ek wil van daai hê, ek wil dit koop, en dan sal hulle dit in die kleipot gesit het. Dit was nou hulle breinpapiersakke van daardie tyd gewees. Want 'n kleipot in daardie tyd, en dis nou die beeld wat Paulus hier gebruik, soos ek sê, was nie veel werd gewees nie. Hy het ook eintlik maklik gebreek. So as 'n kleipot nou sê nou maar sou val in daai tyd, dan sal hulle nou nie gaan en al daai stukkies bymekaar sit en dan probeer met superglue al hierdie stukkies nou weer aan mekaar plak, hulle nou weer 'n tipe van 'n pot het nie. Hulle sou dit net bymekaar vee dood eenvoudig en dit kan net weggooi. Want dit is, die kleipot was nie veel werd nie. Hy het 'n doel gedien, maar hy was in homself nie vreeslik baie werd nie. En in daardie opsig, as 'n mens dan nou vergelyk wat ons vanoggend hier gelees het, dat ons, ek en jy, soos ons vanoggend hier sit, is eintlik maar in baie opsigte, soos hierdie bruin papiersak, of dan, soos Paulus sê, soos die kleipotte van daardie tyd. Hoekom sê ek so?
Want ja, ons probeer mos maar baie keer dalk vir al meer as mense, tiener is deesdae met sosiale media, om vir die wêreld net jou beste deel en jou beste kante te wys. Jy het so baie foto's wat jy op Facebook of Instagram of video's op TikTok wat jy maak en dan lyk jy op jou beste. Jou hare is mooi netjies, jy's op jou beste gemake-up, jy dalk jou beste klere aan, want jy wil net vir die wêreld wys, hoorie, ek lyk okay, ek is alright, ek het, weet, I've got it made, nee, dis die beeld wat 'n mens graag wil uitdra na die mense rondom jou. Dat jy suksesvol is, dat jy sterk is, dat jy in beheer is van alles. Dit is die maatstawwe wat die wêreld stel aan almal in die wêreld. Maar die eintlike realiteit, en ek dink ons sal vanoggend seker die meeste van ons saamstem, indien nie almal nie, is dat die waarheid is dat ons eintlik liggaamlik eintlik maar breekbaar is. Dat ons broos is. Soos wat ek vanoggend hier sou staan en maar 'n bietjie aan die siek kant is en nou nie die beste voel wat ek al in my lewe gevoel het nie. Ons word siek en ons raak moeg en ons raak ouer en dit wat alles daarmee saamgaan. Emosioneel worstel ons, baie van ons partykeer maar met angs of met teleurstelling. Ons treur, dinge gebeur in ons lewens wat ons hartseer maak. En dan geestelik struikel seker elke liewe een van ons een of ander tyd en partykeer twyfel ons. So as ons vanoggend werklik eerlik is met onsself en voor God, dan moet ons sê ons is nie daai perfekte in beheer suksesvolle tipe persoon wat 'n mens baie keer wil probeer wees in die oë van die mense rondom ons nie. Ons is eintlik maar breekbaar. Ons is eintlik maar, soos hulle Engels sê, fragile. Ons is eintlik maar soos 'n kleipot wat maklik breek. Ja, want dit is inderdaad waar, dink ek, soms is die vrag van die lewe net te swaar. Partykeer voel dit asof mense krag wil ingee. Asof om nou weer daai beeld te gebruik van die breinpapiersak, partykeer voel dit of jou bodem skeur. Asof alles net te swaar is vir jou om te dra. Partykeer voel 'n mens mos maar stikkend. Partykeer voel jy waardeloos. Ek weet ek doen. Maar wat is dan die goeie nuus vir jou oggend vir jou en vir my? Die goeie nuus het ons ook reeds gelees, want alhoewel ons maar soos kleipotte is wat maklik breek, sê Paulus. En ek wil net sê tussen hakies, dit beteken nie dat ek en jy vanoggend waardeloos is nie. Nee, God kyk na ons en hy sien as hy na jou kyk, wie jy ook al is, iemand wat na sy beeld gemaak is. Hy kyk na ons, sê Jesaja, en hy is ag ons hoog. Ons is waardevol vir hom, ons is kosbaar vir hom. Sefanja 3 sê, hy sing oor ons. So God kyk na jou vanoggend en hy sien, jy is kosbaar. Jy is wonderlik gemaak. Maar wanneer Paulus hierdie beeld gebruik van die kleipotte, dat ons eintlik maar soos kleipotte is wat maklik breek, gebruik hy dit in verhouding met die krag van God. So as 'n mens hierdie krag van God, waarby ons nou gaan kom, in vergelyking met hierdie krag van God, kyk na ons liggame, wie ek is, dan is 'n mens eintlik maar soos 'n breekbare kleipot. Dan is 'n mens eintlik maar breekbaar, nee, nie so sterk nie. 'n Vergelyking met die oorweldigende krag en almag van God. Want dis die goeie nuus vanoggend. Ek gaan nou net gou weer lees, want hy sê, ons wat hierdie skat in ons het. Hier hoor ons die eerste leidraad. Ek en jy, as ek kind van God is, het 'n skat in ons. En ek weet Andre het so 'n paar weke terug het hy ook oor hierdie gedeelte gepreek of dit aangeraak. So hopelik klink dit so effens bekend vir julle. Ons het 'n skat in ons as ons kind van God is. En alhoewel ons kleipot is wat maklik breek, sê daardie vers. Die krag wat alles oortref, kom dus van God af en nie van ons nie.
Daar is die goeie nuus. Daar is die goeie nuus vanoggend. So alhoewel ek en jy maar eintlik soos hierdie bruin papiersak is en baie keer so voel en die bose ons ook maar baie keer laat dink ons is eintlik maar net soos 'n ou bruin papiersak. Dis nie die volle waarheid nie. Want Paulus skryf hier en hy sê ons het 'n skat in ons. As jy die papiersak na die papiersak kyk, dit gaan nie oor die papiersak nie, dit gaan oor wat binnekant in die papiersak is, nee. Dit gaan oor wat jy in die papiersak insit. En dan in daardie tyd, soos ek gesê het hulle allerhande dinge, skatte en so aan in daardie kleipotte gebêre. So ek en jy het hierdie skat, en hierdie skat wat ons in ons het, hoor ons hierso by Paulus, is die krag van God wat alles oortref. Dit is die krag van die evangelie van Jesus Christus. As ons mens net so 'n bietjie teruggaan, ons gaan dit nou lees, maar daar in vers 5 van dieselfde hoofstuk, dan praat Paulus hier van 'n lig wat uit ons uitskyn as kinders van die Here. Die lig van die evangelie van Jesus Christus. So ek en jy, as ons kinders van God is, kan ons vanoggend eintlik op en afspring van opgewondenheid. Dis eintlik wat ons behoort te doen. Want ons kan wegkyk van onsself af, wat soos hierdie ou bruin papiersakke baie keer voel, of hierdie kleipotte is wat maklik breek, en ons kan opkyk na God, en na sy onbeskryflike groot krag. Want dink net vir 'n oomblik, skus, maar ek kan nie dit daar praat en nie opgewonde raak nie, dat God se Heilige Gees, en dit is net vir as 'n kind van God is, vanoggend in jou en my woon. God se Gees, die Heilige Gees self, woon in my, as ek sy kind is. Hy, die almagtige God van hemel en aarde, om dit so te sê, bære van sy heerlikheid in ons maklik breekbare bruin papiersak harte. God gee sy Heilige Gees om in ons te woon. En dan daarmee saam, en dit het ons vroeër die jaar vir mekaar ook gesê, daai opstandingskrag van Efesiërs 3 en Efesiërs 1 waarvan Paulus praat, God se opstandingskrag, dieselfde krag waarmee Jesus uit die dood uit opgewek is ook aan die werk in elkeen van ons, as ons kind van God is. Met ander woorde, ons hoef nooit moed op te gee met onsself nie. Want God se krag is besig om in ons te werk. Sy alles oortreffende, onbeskryflike krag werk in ons as sy kinders. God gee nie om oor die krekels in die papier, as 'n mens dit so kan sê nie. God kyk na jou en my, en hy sien die krag, sy krag, wat deur ons kan en wil werk. Wat ons al hoe meer wil verander om soos Jesus Christus te word. Ook waar Paulus daar skryf in 2 Korintiërs, dink ek 3 of 5. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Jesus Christus te gelyk te word. So waarom kies God dan vanoggend? Of waarom kies hy papiersakke soos ek en jy? Ons nietige, breekbare liggame wat siek raak, wat oud raak en wat uiteindelik gaan sterwe, om dit so te sê. Want dit, as ons nie nog leef as Jesus terugkom nie, dan gaan ons sterwe. Want sien, as God net sterk, suksesvolle, ryk, in beheer, perfekte mense gebruik het, dan sou die wêreld na daai mense gekyk het en gedink het, wat 'n wonderlike man, wat 'n wonderlike vrou, wat 'n wonderlike tiener. Kyk hoe oulik en mooi en slim en ryk is hulle. Halleluja, hulle is oulik. Nee, hulle sou die eer aan daai mense gee het. Maar nee, God, en dit is wie God is,
Hy sê as 'n stowwerige, gekraakte kleipot of dan 'n stikkenderige papiersak ek en jy gebruik word om sy lig uit te straal, dan gaan die wêreld na ons kyk en dan gaan hulle sê, wow, kyk net hoe werk God se krag in daai man, of in daai vrou, of in daai tiener. Ek bedoel, ek ken daai persoon, hulle is nie baie slim, baie ryk, of baie whatever nie, hulle is maar gewone mense, ja, maar kyk, God se krag werk deur hulle, aan God kom al die eer toe, né? Soos wat God gedoen het met die disippels, Jesus gedoen het met die disippels. Ek bedoel, hulle was vissermanne, die een was 'n tollenaar, amen, really, julle ken daai storie, uitgeworpenes in die samelewing, dis die groepie mense wat Jesus uitkies vir homself, en wat hy gebruik om die wêreld aan die brand te steek. Selfs ou Paulus, ja, hy was 'n geleerde en hy het die Bybel of die Ou Testament van hoek tot kant geken ensovoorts ensovoorts. Maar op die ouend sê hy sien dit alles as nutteloos, want dit gaan vir hom oor Christus. Dit gaan oor Jesus. Nou weet jy van jou vanoggend nie, maar dit gee my sommer nuwe moed en krag vandag. Om te weet dit gaan nie oor my nie. God kan juis my swakheid gebruik om sy naam te verheerlik. My swakheid, my tekortkominge, my gebreke is nie vir God 'n probleem nie. Dis nie 'n hindernis vir hom nie. Dis eintlik, en iemand het dit so mooi gestel, my swakheid, my tekortkominge is eintlik die ideale verhoog vir God om sy krag deur my tentoon te stel. Dat as mense na my kyk en sê, wow, hoe groot is God, om so deur daardie mens, wat breekbaar is, wat feilbaar is, om deur hom of haar te werk. En ek wil begin klaarmaak. Vers 8 en 9 sê, en daarom, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie, ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. So Paulus sê daar, manne, ons kry swaar. Hy het swaar gekry. Hy het pressure gehad. Hy het lyding gehad. Hy het honger gekry. Hy het nagte sonder slaap deurgaan. Ensovoorts, ensovoorts, die lysie is baie lank van alles wat hy moes deurgaan. Maar hy sê hy raak nie moedeloos nie. Hy gaan nie moed opgee nie. Ja, dalk vir 'n paar oomblikke, maar dan gaan hy onthou, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God se krag wat deur my werk. Ekskuus, daar gaan my stem. En hy sit daarom in 'n tronk in Filippi, geboei in daai gat van 'n hoël van daai tyd se tronke. Daar het hy eerder dood gegaan as wat hy wou bly lewe, so sleg het dit daar gegaan. En hy sit daar en hy skryf die brief van Filippense en hy sê, wees bly, ek herhaal, wees bly. In aglike omstandighede. Want hy het geweet, dit gaan nie oor hom nie, dit gaan oor God se krag. Die Heilige Gees wat deur hom werk en hom sou reguit hou. Nou wat beteken dit vir jou en vir my vanoggend? Want God wil ons gebruik, soos ons net gehoor het. Hy wil ons uitstuur om in hierdie wêreld te gaan skyn vir hom. Met ons foute, met ons tekortkominge, met ons gebreke en al. En ja, die Here is besig met ons. Hy gaan ons nie los soos ons is nie, nee. Hy het ons lief soos ons is, maar hy gaan nie so los soos wat ons is nie. Hy wil ons verander en meer vorm, soos wat hy wil hê ons moet wees. Maar dit moet ons nie terugsit om vir God te leef nie. So ons kan weet, wanneer ons byvoorbeeld deur 'n krisis gaan en steeds vrede kan hê, dan sien mense vir Jesus raak. Wanneer ek my foute kan erken en dit na God toe bring, dan word sy genade deur my sigbaar. Bottom line vanoggend is, ek en jy hoef nie perfek te wees om deur God gebruik te word nie. Ons moet beskikbaar wees. Die Engelse ou uitdrukking sê, God does not need ability, he needs availability. Net soos wat jy is,
met al jou tekortkominge, kom na die Here. En om weer hierdie beeld net te gebruik, hierdie papiersak, as 'n mens iets wil insit, moet jy hom eers oopmaak, nee, jy moet hom eers oopmaak, veral as hy so netjies mooi opgevou is aan die begin, moet jy hom eers mooi oopmaak, en dan kan jy die goed insit. Net so moet ek en jy beskikbaar wees. Sê, hier is ek, Here, stel myself oop, ek gee my hart, ek gee my lewe vir U, wil U krag deur my laat werk. Ok, laaste paar 3 punte vir hierdie week. Eerstens, wat ons saam met ons kan vat, hou op om jouself te vergelyk met die persoon langs jou, die mense wat jou langs jou bly, die een wat langs jou sit in die klas, of whoever. Vergeet van hulle. Hou op om jouself te vergelyk, om te minderwaardig te voel, ek is nie so goed nie, ek is nie so slim nie, ek is nie so mooi nie, whatever nie. Vergeet dit. Dit gaan nie daaroor nie. God kyk nie daarna nie. Hy kyk na wat hy deur jou kan doen. En ja, ons hoef nie moed te verloor, as ons dalk voel, dat ons gekrekel is, soos daai brein papiersak nie. Want God gooi nie gekrekelde papiersakke weg nie. Inteendeel, baie keer, meeste van die tyd, wil hy juist daai gekrekeldheid gebruik, om sy eer uit te dra, en sy genade te wys. En laastens, dit gaan oor Jesus. It's not about me. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor Jesus. Skuif die fokus na Jesus toe. Ons getuienis moet nie wees, kyk hoe goed is ek, wat so goeie Christen is ek nie. Kyk net, wow, in die wêreld klap vir my hande nie. No ways. Ons getuienis moet wees, kyk hoe groot is die God, wat werk in 'n swak mens, met al my tekortkominge, soos ek. Aan God kom al die eer toe. So, onthou, jy en ek, staak maar net 'n gewone breinpapiersak, om dit so te sê. Ja, ons skeer maklik, ons is broos, maar onthou, wie woon in jou, as jy kind van God is. Want as jy kind van God is, as jy Jesus ken, en jy weet, hy het in daai kruis vir jou sondes gesterwe, dan dra jy die krag van die koning van alle konings in jou hart. So die wêreld kan na jou kyk, en hulle kan God al die eer gee. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend net soveel moed kon kry uit hierdie gedeelte uit. Waar Paulus self ook maar net so bewus was van al sy tekortkominge en sy probleme, sy lyding wat hy baie keer moes deurgaan, net omdat hy die woord verkondig. Here, en hy sê, ja, hy partykeer moedeloos geraak, maar hy het nie op 'n hoopie gaan sit en moed opgegee nie, inteendeel. Hy het juis geweet dat deur sy swakheid, soos hy bietjie later skryf in hierdie selfde brief, daar in die 9de hoofstuk, Here, het hy geweet, wanneer hy swak is, dan kan U krag juis tot volle werking kom. En daarvoor eer ons U vanoggend, Here, want ons sit hier voor U, en U ken ons, elke een vandag met ons eie swakheid, en ons tekortkominge, en ons broosheid, maar U kyk nie daarna eerstens nie. U kyk na dit wat in ons is, die skat, en dit is U krag, van die Gees wat in ons woon, U Heilige Gees in ons harte, en van U opstandingskrag wat in ons lewens wil werk, en al hoe meer 'n realiteit wil word, sodat mense na ons kan kyk en sê, what a great God they serve. Here, hier is ons vanoggend, ons kom, net soos wat ons is, na U toe, en sê, gebruik ons, Vader. En dankie dat U ons so lief het, dat U ons nie gaan los soos wat ons is nie, maar dat U besig is met ons,
om ons te verander om al hoe meer aan U beeld gelyk te word. Ons bid dit in U naam. Amen.